Hebreërs 9 vers 22 sê, ons kan inderdaad sê dat volgens die wet feitelik alles met bloed gereinig word. Sonder bloedvergieting vind daar geen vergifnis van sondes plaas nie. Jy sien, hierdie idee dat 'n opoffering, bloedvergieting die prys van vryheid is nie nuut nie. In die boek Genesis skryp Adam en Eva in vernedering weg nadat hulle van die verbode vrug geëet het. God het in sy genade 'n dier geoffer om hulle naaktheid en hulle skaamte te bedek. In die boek Genesis kyk ons hoe God sy goddelike plan in werking stel om sy uitverkore volk te bevry, terwyl die Israeliete hulle tasse gepak en gereed gemaak het om na 400 jaar van wrede slawerny uit Egipte uit te stap, het God beveel dat elke gesin 'n vlekkelose lam offer en sy bloed aan die deurkosyne smeer. Later, terwyl die Israeliete in die woestyn rondgedwaal het, het God geëis dat 'n dier geoffer word, dat sy bloed op die altaar gegooi word vir die reiniging van hulle sonde. Die bloed was die middel waardeur die Israeliete gemeenskap en verhouding met God kon ervaar. Voor die kruis was ons ver weg van God af, buite hierdie verbond en sonder hoop in hierdie wêreld. Maar Jesus Christus was ons hoop, ons vlekkelose lam. Ons het nou vryheid om te gaan waar ons voorheen nie kon gaan nie, om te ontvang wat ons voorheen nie kon eis nie. Ons het hoop. Ons het verlossing, ons het lewe. Jesus, die lam van God, het die prys vir ons vryheid betaal. Syne is die offer wat ons vryheid gewen het. Here, baie dankie. Nou na Paasnaweek, dankie dat ons hierdie skrif net kan vat en kan naby hou. Here, dankie dat ons weet dat U volle verlossing, volle vergifnis van sondes vir ons bewerkstellig het. Ons loof U, ons prys U en ons eer U in Jesus se naam. Amen.